Môre julle kuier vanoggend saam met Lisel van Sail hierso by Tussen Koffie en Genade, waar dit jou weeklikse leefstylprogram is om jou te help om 'n meer vervulde lewe te lewe. So ons is besig om te praat oor om jou storie te herskryf. En vandag se tema gaan ons 'n bietjie praat oor breek deur en word wie jy veronderstel is om te wees. So elkeen van ons voel met tye dat ons nie op 'n goeie plek is nie. Dinge het dalk nie uitgewerk soos wat jy dalk beplan het nie. Of mens raak so besig net om te oorleef, dat jy naderhand jouself en jou drome verloor. Dalk het jy vir 'n tydjie gesukkel met jou gesondheid. En daar's niks wat mense so kan gooi, soos om siek te wees nie, want dis partymal iets buite jou beheer. Maar solank as wat daar longe in jou, lug in jou longe is, kan jy jou lewe herskryf. Dalk het daar iets gebeur wat jou derail het. Maar gebruik hierdie jaar om op 'n plek te kom waar jy weer jou lewensstorie van vooraf kan begin skryf. Wat is dit wat die Here in jou geplaas het? Daai iets wat jy weet, dit is wat my doel en my roeping is op hierdie aarde. Raak weer 'n bietjie stil by sy voete en hoor wat is dit wat hy vir jou in stoor het. Jy skryf jou lewensverhaal deur elke keuse wat jy maak, elke liewe dag. So kies vandag om weer te begin lewe en werk na genesing. Ons gaan so vinnige breek vat. En dan gaan ons 'n bietjie praat oor om deur te breek. Want as jy deurbreek, dan word jy unstoppable. Ek is nou weer terug. Welkom terug julle. Julle luister na Lisel van Sail hier by Tussen Koffie en Genade. En ek praat vanoggend 'n bietjie oor om deur te breek. Die eerste ding wat ek net vir julle wil noem is, en hoor nou net gou-gou wat dit is wat ek vir jou probeer verduidelik. Dis nie wat jy is wat jou noodwendig terughou nie. Dit is wat jy dink jy nie is nie. So wat bedoel ek daarmee? Sien nou jy wil nou 'n atleet word. Kom ons gebruik dit as 'n voorbeeld. Of jy wil nou oefen om by die Olimpiese spele nou 'n atleet te wees. Is jy nou al 'n Olimpiese atleet? Nee, dit is nie wie jy nou is nie. Maar as jy die hele tyd gaan dink, ek is nie Olimpiese atleet nie, ek is nie Olimpiese atleet nie, gaan jy dit 10 to 1 ook nie word nie. Jy is dit dalk nie nou nie, maar jy is op pad soontoe. En dit is partymal een van die dinge wat ons ook net moet besef, is ons is partymal verskriklik hard op onsself. So ons kan baie hard wees en judgmental wees op onsself en voel, ek is nie daar nie, ek het nie wat ek nodig het, I don't have what it takes, en dit is partymal wat ons wil terughou. Maar ons moet onthou, elke liewe mens wat bestaan het, wat iets, ek kan amper sê extraordinary gedoen het deur moeilike tye gegaan, wat hulle nie nodig equipped gevoel het nie, wat hulle nie noodwendig die beste gevoel het oor hulle self nie, maar elke liewe een het deur hierdie moeilike omstandighede gegaan. Daar is geen maklike manier om by jou drome en by jou visie en jou roeping wat die Here vir jou het, om by dit uit te kom nie. So om by dit uit te kom, wat jy wil sien aan die buitekant, so dit wat jy wil hê, moet amper wil ek sê, wil manifesteer in jou lewe, wat jy sien buite jou, moet eers 'n transformasie wees, wie jy aan die binnekant gaan wees. Alles wat jy nodig het om dit te word en dit te wees, is al reeds in jou. Wat jy veronderstel is, dit wat jy in die toekoms gaan word, dit wat die Here vir jou geroep het om te wees, dis al reeds in jou.
Jy moet net stelselmatig in dit ingroei. So is dit maklik? Nee. Gaan jy bang wees? 100%, want dis iets niets. Jy weet nie hoe dit lyk nie, jy weet nie hoe om dit te doen nie. Daar is klomp vrese wat ons wil terughou. Maar ons moet die vrees sien, of die vrees voel, kan ek sê, want jy voel maar vrees, en dit nog anyway doen. En dit is wat dit beteken om daai warrior te wees. Dit is wat dit vir my so mooi is, as jy luister, of jy lees nou daai battle scenes in die Ou Testament, en hy, byvoorbeeld soos Dawid wat die reus moes verslaan het. Ek is seker hy het tog 'n mate van vrees beleef. Maar hy het geweet saam met wie hy dit doen. En hy het geweet wat lê in hom, en dit het die vrees oorwin. En hy het dit self in Psalms lees jy gereeld van ek is so vreesbevange. So dis nie dat hy nie vrees ervaar het nie, maar hy het nie laat dit hom terughou nie. As jy nie jouself gaan druk nie, gaan jy nooit groei nie. En dan sal jy nooit deurbreek nie. En soos ek al baie keer vir julle gesê het, dit is nie jou omstandighede wat jou geluk bepaal nie. En ons het nie beheer oor ons omstandighede nie. Maar waaroor het ek wel beheer? Is my gedagtes, my instelling. En jy het ook beheer oor jou attitude. Meeste mense wil die gemak hê van wat die verandering vir hulle gaan gee. Of hulle wil die reward hê, maar hulle wil dit hê sonder om te sukkel. So hulle wil nie die ongemak hê wat dit partymal bring wanneer jy deur 'n groeiproses gaan nie. So wanneer jy daai klein besluite elke liewe dag van jou lewe neem, om nie betyds bed toe te gaan nie, maar tot 1 uur in die oggend op jou foon te skraal. Om nie te gaan oefen nie, want nou is ek te moeg om te gaan oefen. Om nie die regte kos te eet nie, want ek voel so sluggish, ek wil nou net 'n paai en coke hê. Om nie tyd met God te spandeer nie. Om nie te leer om jou emosies te beheer nie. En op elke liewe ding wat jy ervaar net te reageer. Al daai klein besluite wat ons elke dag in ons lewe maak, dan begin dit ons naderhand oorweldig te voel, buite beheer voel. En stappie vir stappie keer ons eintlik ons eie groei, omdat ons nie bereid is om die regte keuses te maak in ons lewe nie. En dan kom jy op 'n dag en dan sê jy, waar is ek in die lewe? Ek het myself heeltemal verloor. Hoekom is ek so ver weg en ek voel ek so onvervuld en voel ek so dood in my lewe? Want ons kies die heeltyd die verkeerde goed in ons lewe wat verkeerde saad opbring, nê? So almal wil die sukses hê. Maar bitter min mense is bereid om te doen wat dit nodig is om daaruit te kom. Want ons moet besef dit is 'n proses. Alles in hierdie lewe vat 'n proses. As jy kyk hoe 'n plant is 'n fantastiese voorbeeld. 'n Boom is 'n fantastiese voorbeeld. En hierdie reuse bome wat jy kry, veral daar in Amerika, dit groei nie net in 'n dag nie, 'n maand nie. Dis jare om hierdie reusagtige bome te laat groei. En dis 'n proses. Dit vat tyd. Maar die meeste van ons wat in hierdie kitslewe lewe, voel, weet jy wat, dit moes al gister gebeur het. Ons is ongeduldig. En daai hele stigma aan instant gratification, wat jy nou moet dit gebeur, ek kan nie wag nie, keer ook dat ons deur groeipyne moet druk. So voor jy enige iets doen, moet jy eers bereken wat is die koste. En ek dink ons het laasweek 'n bietjie daaroor gepraat wat in Lukas 14 vers 24 staan van, voor jy hierdie gebou begin opbou, maak eers seker, luister maar, het ek die kostes. Nou het jy hierdie ou, hy wil nou al hierdie woonstelle bou, of soos daai shopping center wat daar staan in Pretoria, daar naby, ek dink is Woodlands, of hierdie shopping center is gebou, en hy staan net daar.
met die elevators in die roltrap en alles, en hy staan net daar, 'n wit olifant, miljoene rande. En hy soos 'n groot seeroog. Hoe hartseer is dit? En dit is daai hele ding van jy moet eers gaan reken, okay, wat is die prys? En dan moet jy alles insit, want dan weet jy, die pyn is die moeite werd. En niks in hierdie lewe gaan ooit verander nie. As jy stak voel in die situasie wat jy nou is, as jy oorweldig voel, wil ek vir jou sê, niks van jou situasie gaan verander, tot jy begin jou mindset beginne verander. En ons gaan nou later 'n bietjie daaroor praat, maar hoor bietjie wat sê Romeine 12 vers 2. 'n Baie bekende skrif, maar kom ons lees net weer deur hierdie hele versie. Do not be conformed to this world in this age, fashioned after and adapt to its external superficial customs. Hierdie gejaag na geld, na mag, na roem, na eer, na bedienings wat eintlik eiesinnig is, stop dit. Hy sê, but be transformed, changed by the entire renewal of your mind, by its new ideas and its new attitudes, so that you may prove for yourself what is good and acceptable and perfect will of God, even the things which is good and acceptable and perfect in His sight for you. So dis ook om God se wil na te strewe, maar ook dit wat in sy hart is wat hy vir jou wil gee, in His sight for you. So jou grootste krag in hierdie lewe wat jy kan in besit neem en beheer oor kan neem, is jou mindset en hoe jy gaan dink oor jouself, hoe jy gaan dink oor die lewe en hoe jy gaan begin dink oor jou probleme. So wanneer jy jou mind opgemaak het, wat die Bybel sê, set your mind and keep it set. Want jy nou, ek het nou opgemaak, ek het my mind opgemaak and I stick with it. Dan kan daar dinge begin gebeur in jou lewe. Dis waar jy sê, ek het nou gekies, ek gaan loop in geloof. Dan alleen kan jy jou grondgebied begin in besit neem. En as jy besluit, nee, kyk oukies, hierdie gaan te moeilik wees, ek is nie lus om dit te doen nie, dis 'n gesukkel, daar's klomp aanvalle wat ek kry, daar's klomp spoed wat ek kry, die is buite my beheer, dan sal dit in jou realiteit wees. Dit is absoluut in jou hande. Maar nou wil ek ook sê, voor jy nou oorgaan en jy spring nou op en jy sê, just do it, like Nike, nee? Just do it, of be that guy. Moet jy eers weer eens terugkom by die bron. Maak eerstens seker, dat dit wat jy nou gaan aanpak, en dit wat jy nou jou mind gaan opsit, is in die eerste plek in God se wil vir jou lewe. En dat dit nie jou eie plannetjies is wat jy nou hier opmaak nie. Is dit goddelike wysheid of is dit menslike wysheid? Want menslike plannetjies is nie noodwendig God se nie. En dit is wat ons ook so 'n rukkie terug oor gepraat het, van om daai motief van jou hart reg te kry. Anderste gaan jy dalk oorgaan en jy gaan hardloop en jy gaan hierdie droom najag en jy gaan dalk suksesvol wees. Maar net op die ou ende gaan jy onvervuld wees. Jy gaan ongelukkig wees en jy gaan die duisende rande miskien hê of die posisies en die wêreldse rykdom dalk. Ek meen, hoeveel keer hoor jy nie van hierdie skatryk miljonair wat alles gehad het in sy lewe. En hier gaan hy dood alleen in sy huis met kanker byvoorbeeld. En hy is eintlik stoksiel alleen. Vir wat het hy so gejaag, né? So dit moet ons net weer 'n bietjie laat terughou en terugdink van daai hele ding voor ek kan deurbreek. Wat is dit wat ek regtig najaag? So ons praat nou van om jou mindset te verander om deur te breek, né? So inligting alleen bring nie noodwendig verandering nie. Hoewel mense het partymal inligting nodig, is dit 'n deel van verandering.
maar bekering bring verandering. So conviction. En nou wil ek bietjie nou weer eens by die woord uitkom. Want om jou gedagtes te vernuwe, het jy die volgende nodig. So ons het die openbaring nodig van God se woord. So die woord bring die openbaring. Wanneer bring dit openbaring? Wanneer dit gemeng word met die Heilige Gees. Die Heilige Gees sluit vir jou die waarheid van God se woord op en dan gee dit openbaring. En dan bring die Heilige Gees deur die openbaring bring hy die transformasie. So woord en gees bring transformasie. En dis vir my so mooi as mens net weer eens gaan terugkyk na Spreuke 23 vers 7 en ons ken daai skrif wat sê for as he thinks in his heart, so is he. So dit wat jy dink in jou hart. So as jy ingestel is om God se woord te oordink, as jy ingestel is om die Heilige Gees daai spasie te gee om met jou te praat en jou transformeer, dan kan dit jou mindset verander. Anders dan gaan ons vasgevang word in hierdie wêreldsgoed soos verbittering en jaloesie en ondankbaarheid en soveel woorde wat discontentment in ons lewe bring. En dit bepaal dan die som totaal van wie jy gaan wees. Gaan jy positief wees of gaan jy negatief wees? So wat jy hoor en sien, het 'n invloed in jou lewe. Maar wat nog 'n groter invloed het in jou lewe, is wat jy dink. So hoor en sien het 'n invloed van wat jy gaan dink. Maar wat jy gaan dink, so dit is wat dit beteken, dit wat jy gevat het, dit wat jy toegelaat het in jou hart en in jou gedagtes. Dit is wat gaan bepaal wat gaan uitkom. Want wat jy dink bepaal dan op die ouende wat jy dan weer sien. So dit verander die manier hoe jy na die lewe om jou gaan kyk. Hierdie is 'n verskriklike belangrike konsep dat ons net weer eens moet besef dat wat is dit wat ons toelaat? Wat se saadjies laat ons toe in ons lewe? So kom ons as ons nou weer praat van saadjies, voordat jy verandering wil sien in jou lewe, moet daar 'n saadjie gesaai word. Dit moet ontkiem. En hoe ontkiem dit? Is wanneer jy dit wat jy dink en besief meng met geloof, né? En dit aanvaar as die waarheid, dan alleenlik kan daai saadjie ontkiem en groei. En ek wil net afsluit met hierdie hele verduideliking van die 5 C's. So dis in Engels beter om dit te verduidelik, maar ek sal dit in Afrikaans net weer translate. Maar soos ek nou nog sê, die openbaring, ek wil net dit nou alles by mekaar vat. Die openbaring van God se woord en die Heilige Gees lei eerstens na, die eerste C is conviction. So dis oortuiging en om te sê, o jene, ek het foute. Dit is daai erkenning van ek het sonde, ek het goed wat ek moet regmaak in my lewe. O, ek het ook verantwoordelikheid. Dit was nie net daai ou wat dit en dit en dit gedoen nie. Ek kan eintlik kies en dis daai conviction wanneer jy die oortuiging kry van wat jou aandeel was. En dit lei na conversion, nee, wat bekering is. En dit is wanneer mens nou, dit is nou net te verduidelik as ons na bekering toe kom, maar bekering kan ook wees van changing your mind, changing the way you are thinking. Sekere patterns wat jy toegelaat het in jou lewe, wat jou keer om by deurbraak uit te kom en oorwinning uit te kom. Nou conviction lei weer na conception. En dit is wat ek nou van gepraat het, is wanneer die saad vrug gevat het en hy kan nou ontkiem. So jy die waarheid van God se woord gevat. Jy is oortuig dat dit die waarheid is. Nou is jy convict en nou kom dit op. En dan die volgende ene is conformation. En conformation is dan bevestig dit in jou gees wat moet verander. En dan kom die laaste ene wat change is. Ons gaan so vinnige breek vat en dan gaan ons weer 'n bietjie praat van die vyand wat jou wil vernietig. Welkom terug julle. Ons gaan nou 'n bietjie praat oor die volgende onderwerp. En dit is nogal ook 'n belangrike aspek
om te verstaan, ja, ons kry maar teëspoed. So ons het 'n vyand wat ons wil vernietig. As ons kyk na die natuurlike wêreld, is dit nie net ons vleeslike begeertes wat ons wil weglei en die heeltyd havoc veroorsaak in ons lewe nie. Daar is ook 'n vyand wat jou wil vernietig. En hy wil jou krag steel. Hy wil jou vrede steel en hy wil jou vryheid steel. So as jy wil weet wanneer hy betrokke is by iets, moet jy weet. Daar's krag wat verlore is, daar's nie vrede nie en daar's nie vryheid nie, want dit is nogal die 3 goed wat hy op fokus om jou te dismobilize, as ek dit so kan stel. Nou net dit gou 'n voorbeeld daarvan te sê, is 'n voorbeeld in Efesiërs 4 van vers 26 en 27 sê vir ons, when angry, do not sin. Do not even let your wrath, your fury, last until the sun goes down. En dan sê hy vir ons die volgende, leave no such room or foothold for the devil. Give him no opportunity. Give no opportunity to him. So die vyand wil jou die hele tyd ontstel, jou krag steel en jou magteloos laat voel. En hy gebruik natuurlik ons natuurlike begeertes, maar ook ons swakhede. Hy is so arrogant dat hy tot vir Jesus wou verlei het, nie? En hy het hom daar in die wildernis, het hy 3 spesifieke goed wat hy vir hom voorgestel het. Ek kan vir jou rykdom gee, ek kan vir jou al hierdie goed gee met kos. En hy het vir hom gesê, vat net hierdie steen en maak dit 'n brood. En dit is presies so hy operate. Hy kom met verleidings deur halwe waarhede en leuns. En die oomblik wanneer ons tot bekering kom, dan moet ons besef, nou is dit nie meer my eie natuur wat lewe nie. Ek lê my eie natuur neer, want as ons daai nie gaan doen nie, gaan die vyand, hy gaan 'n field day. Dan het hy, ek wil sê hy het amper 'n oop veld. En dan is dit al verkei, want dan gee jy amper vir hom die mag om te kom inmeng. Maar soos ons intentioneel ons sondige natuur neerlê, in ons self sterf en ons sê, Here, ek soek, ekskuus, U liefde en U leiding en ek soek en ek submit myself onder U. Dan begin hy sy houvas te verloor. So Psalm 1 vers 2 sê vir ons, but his delight and desires are in the law of the Lord. And on his law, the precepts, the instructions, the teachings of God, he habitually meditates, ponders day and night. Jou vleeslike begeertes verander. En jy wil nou die regte ding doen. So jy wil die regte ding doen, nie uit 'n moed en ek reëls en dis mensgemaakte, ek mag nou nie dit nie, ek moet nou dit. Nee, jy wil nou die regte ding doen, want jy wil in verhouding met God wees. Jy is lief vir hom. Jy wil hom graag please. Jy wil hom eer, jy wil God respekteer en the fear of God is terug. Waar jy vrees het, nie met 'n bang vrees nie, maar van ek doen dit want ek is in awe met wie die Here is. So die motief agter dit alles is dan op die ouene om in verhouding met God te staan. Soms wil die vyand ons verlei sodat ons identiteit moet gaan soek in dinge buite ons. Want dit is nou weer eens waar daai hele ding inkom van jy soek aanvaarding, want jy het nog nie jou identiteit vasgemaak in wie God die Vader vir jou is nie, wat Jesus vir jou kom doen het nie, en jy het nog nie daai verhouding met die Heilige Gees nie. Dan kan mens bytelmal die hele tyd voel, I don't belong. Jy het nie 'n sense of worth nie, jy het nie 'n sense of value nie, al hierdie goeters, daai kry jy net die dag wanneer jy werklik tot bekering gekom het en begin jou identiteit vind by God. Maar die vyand wil hê ons moet menslike aanvaardings en populariteit najaag.
En dit moet vir jou meer wees ek moet net deel wees van hierdie mense, dat ek sal compromise om te word wat mense wil hê ek moet wees. Dan kyk ons deur filters na wie ons veronderstel is om te wees. Want nou bou ons identiteit op aardse dinge, wat geen fondasie is nie, en eintlik so fallible is. Dit kan môre verdwyn, want daar's geen vastigheid nie. En dan kry mense mindset van, gaan net saam met die groep, stem maar net saam wat hulle sê, want nou verwerp hulle jou. So jy word dan wat jy dink mense van jou verwag om te wees. En dit is die strategie van die vyand om jou stem, jou autoriteit en jou roeping te kom steel, sodat jy nie jou grondgebied inneem nie. Hy veroorsaak verwarring, vrese, intimidasie, sodat jy net gaan lê en jou ware autoriteit verloor. En dit is waar jy dan ook jou krag verloor. En soos ons in ons self sterwe, en soos ons begin kyk, okay, maar Here, wat is U hart vir my? Dan alleenlik kan ons hierdie ding breek van people pleasing en ons identiteit buite God te gaan soek. Dan begin ons te word die karakter wat die Here van ons verwag om te wees. En dit is waar ons ware vreugde en vrede ook lê, julle. Nou in Romeine 13 vers 14 sê dit vir ons, but clothe yourself with the Lord Jesus Christ, and make no provision for the flesh, but put a stop to thinking about the evil cravings of your physical nature, the gravity, and the desires and the lusts. En weet julle wat is vir my eintlik partymal scary, hoe mens die natuurlike, sondige natuur wil probeer justify, en dan is dit ook baie keer, wat mens dan dinge begin in jou gedagtes bymekaar maak, wat ook maar 'n strongholds is, om jou sondige natuur te justify. En nee, hier sê dit, ons moet Jesus Christus aantrek. So, hoe word ons dan, hoe trek ons in sy leiding, in sy voorbeeld te volg? Dit is met 'n wilsbesluit, van ek wil nie meer my natuurlike begeertes nastreef nie. Here, ek wil alles, en wat sondig is, haat ek wil dit afsny in my lewe. In 1 Petrus 4 vers 1 tot 2 sê dit vir ons, so, since Christ suffered in the flesh for us, and for you, arm yourself with the same thought and purpose, patiently to suffer rather than fail to please God. En hier is daai antwoord, is presies waarvan ek nou gepraat het. Vir ons dieselfde gedagtes en die doel moet hê. En met geduld die suffering. Nou daai suffering is om te suffer, om die regte ding te doen wanneer dit nie maklik is nie. Om die regte ding te doen wanneer jy nie lus het nie. Maar dit gaan daaroor to please God. For whoever has suffered in the flesh, having the mind of Christ, is done with intentional sin, has stopped pleasing himself and the world, and pleases God, so that he can no longer spend the rest of his eternal life living by his human appetites and desires, but he lives for what God wills. So Jesus het vir ons alles gegee, sodat ons in oorwinning kan lewe. Maar ons moet dit kies. Ons moet dit implementeer in ons lewe. En ons moet ophou om in intentional sonde te lewe. Nou in 1 Korintiërs 10 vers 13 sê dit ook, dat daar geen verskoning, of geen versoeking oor jou pad sal kom, wat jy nie sal kan hanteer nie. Want hoekom? Hy het vir ons die woord gegee en die Heilige Gees.
En soos die Heilige Gees ons transformeer en soos die Heilige Gees met ons werk, gaan ons begin nader aan uit natuur uit. Dit is soos 'n gewoonte wat jy bou. Dis habits building. So jy bou hierdie habitually, hierdie natuur van die Heilige Gees in jou lewe en dit staan vir ons in Galasiërs 5 vers 16 en 17 en ek wil net gou vir ons hierdie skrif lees voor ons weer so vinnige breek gaan vat. So dit is in Galasiërs 5 vers 16 en 17. But I say, walk and live habitually in the Holy Spirit, responsive to and controlled and guided by the Spirit. Nie meer deur jou eie begeertes en wat vir jou lekker voel of reg lyk nie. Then you will certainly not gratify the cravings and desires of the flesh, the human nature without God. For the desires of the flesh are opposite of opposed to the Holy Spirit. And in desires of the flesh are opposed to the flesh. The desires of the Spirit opposed to the flesh. Our godless human nature. For these are antagonistic to each other. So teenoorgestelde teenoor mekaar. Continuously withstanding and in conflict with each other. So that you are not free but are preventing from doing what you desire to do. Soos ons menslike natuur neerlê, kry ons dan die goddelike autoriteit om te begin opstaan en te begin veg vir jou roeping, jou doel en vir jou lewe. So hou op dat die vyand met sy leuns en dit wat hy wil kom doen om jou te vernietig, hou vas plek in jou lewe kry, deur om daai sondige natuur intentioneel af te sny. En te sê nee, want dis hoekom mense verward is. Dis hoekom mense die eendag is hulle hier, dan is hulle daar. Amper soos bipolar. Dan voel ek lekker, dan voel ek nie lekker. Dan voel ek dit is all over the show want hulle staan met een voet in die wêreld en een voet wil hulle die Here dien, maar hulle kan nie hulle mind opmaak nie. Of jy staan 100% vir die Here. Of ek wil amper sê los dit eerder, want dan gaan dit jou verskriklik confused en jy gaan verskriklik frustreerd wees. En dan gaan jy natuurlik ook 'n helpaarde hê. So hoekom wil mens dit aan menself doen? Maak God alles in jou lewe en staan daai vyand te dat hy kom ophou met sy gesteel en sy slag en sy verwoes. Ons gaan net gou-gou 'n breek vat en dan gaan ons weer verder bietjie oor hierdie onderwerp praat. Ek is nou weer terug. Welkom terug julle. Ons gaan nou die onderwerp net 'n bietjie verder vat en ons gaan nou 'n bietjie praat oor eer en erkenning en dit in die regte lig te sien. Jy kan nie iets ontvang of in besit neem as jy dit nie respekteer of eer of die waarde van dit sien nie. Wat bedoel ek met dit? Kom ons kyk 'n bietjie na Jesus. Nou die Joodse leiers van daai tyd, het hulle Jesus geëer? Het hulle sy waarde raak gesien? Het hulle vir hom erkenning gegee? Nee. So hulle kon ook nie ontvang het wat hy vir hulle wou gee nie. Wat die ewige lewe is, wat letterlik die redder is van hulle siele. En vandag nog sit jy met mense wat dit nie raak sien nie en nie die waarde van Jesus raak sien nie. En dit geld vir omtrent alles in die lewe. Die probleem kom in is dat God nie altyd dinge en mense gebruik wie ons verwag nie. So hy gebruik nie die obvious nie. En dis wat ek mal is oor God die Vader. Dit wys sy karakter, dit wys hoe hy redeneer, dit wys sy purity en hoe goed hy is. Hy laat Jesus is nie in 'n kasteel gebore nie, hy's in 'n krib. In die laagste van laagste plekke kan jy sê. Sy ma was 'n jong meisie wat nie getroud was nie. Dan vat hy hierdie ouetjie wat net 'n skaapwagter is. Die ander boeties kyk oor hom, ek dink hy was die jongste van al die boeties ook en hier maak die Here hom die koning.
En dit is presies hoe die Here werk, en dis hoekom ons eintlik ook ons perspektief moet instel, sodat ons sal kyk na dinge en mense soos God na hulle kyk, en nie hoe ons op ons menslike manier na dit kyk nie. So voor jy jou territorie kan in besit neem, of jou grondgebied, moet jy eers die eer verstaan. Dit geld ook van as jy iemand wil bedien. Jy gaan nie iemand kan bedien as hulle jou nie respekteer en hulle vertrou jou nie. Jy gaan nie iemand kan konfronteer of jy gaan nie in verhouding met iemand kan staan as hulle jou nie vertrou nie en hulle het nie eer en respek vir jou nie. Maar voordat ek verder hieroor praat, wil ek net by dit terugkom. Jou gawe of op die ability to be teachable is ook net so belangrik. Want ons moenie oorgaan weer in arrogansie en ek is nou so wonderlik en ek is so valuable en everybody must honor me. Weet daai tipe van ding nie, maar ons moet hierdie net in konteks te kan sien. So voor jy jou grondgebied inneem, moet jy eers teachable wees en jy moet humility hê. So as mens kyk ook baie keer, dan sal mense na my toe kom en hulle sal hulle lewensverhaal op my damp en dan sê hierdie het gebeur en daai het gebeur en daar, en ek is baie lief daarvoor om met mense te werk en is my hart om mense by genesing uit te kry. Maar dan is daar 'n mate van hulle dink hulle weet beter. Hulle is nie teachable nie. Jy gee vir hulle die raad. Hulle loop daar uit of hulle sit die telefoneer of wat ook al met wie jy gepraat het en hulle gaan doen letterlik die teenoorgestelde. En dan sê ek soos, okay, hoe werk daai nou uit vir jou? En as ek weer kry oor 'n maand of 2 as hulle weer met my praat, dan is hulle erger af. Dan sê ek, maar jy het nie eers die eerste ding gedoen wat ek vir jou gesê het nie. Mense kom en hulle sê, hulle wil so graag my kursusse doen en my werkswinkels doen. Dan, en kyk, baie van dit is op voice notes, so ek kan duidelik sien wie luister die goed en wie luister dit nie. En ek kan 'n lyn reg deurtrek vir die wat gegroei het, wat verander het, wat sy lewe getransformeer het, is die wat geluister het en dit toegepas het in hulle lewe. En dan kry jy die ouens, hulle begin sterk. Ja, nou begin hulle eerste week luister, tweede week gaan ek sien, gaan dit stadiger. Derde week, dan maak hulle dit nie eens meer oop nie. Vierde week, nee, hulle gaan maar net aan. En dan na 3 weke en 4 weke, nee, dit gaan terrible hier by my, maar jy luister nie eers in die eerste plek wat ons vir jou sê, dan sê ek, maar hier's die antwoord, hier verduidelik ek vir jou hierdie konsep. Hoekom? Want hulle respekteer nie ander mense se waarde en die inligting. En is eintlik goddelike inligting wat hulle nie waardeer nie. So om waarde te kan toevoeg in iemand se lewe, moet hulle eers jou waarde raak sien, as dit nou vir jou sin maak. Maar dit gaan ook met, sien jy jou waarde, en dis eintlik wat ek by wil uitkom, is, ons moet, soos ek sê, glad nie in arrogansie en in trots oorgaan nie. Glad nie, inteendeel, dit sal die grootste downfall wees, maar ons moet boldness hê. En ons moet onsself deur die oë kyk soos God na ons kyk. Nou die hele verhaal van Egipte is 'n baie goeie voorbeeld. Kom ons stel dit net so. Het hulle plannetjies uitgewerk? Het hulle die beloofde land ingegaan? Nee, 'n baie klein groepie van hulle het dit gemaak, maar miljoene is dood in die woestyn. Hulle was nie vry nie. Hulle het nie sukses behaal nie. En oor een rede is hoe hulle denkwyse was. Hulle het nie gedink hulle is waardig genoeg nie. Hulle het nie gedink they have what it takes om Kanaan in te neem nie. Hulle het letterlik net mismoedig daar in die woestyn gesit en gesê, nee, hierdie battle is te groot vir ons. So die verkeerde belief systems keer jou om jou grondgebied in te neem. Want wat jy dink gaan bepaal wat jy in besit gaan neem. En hier gaan dit ook oor, hoe sien jy jouself? So ja, soos ek sê, dan moet versekerde balans wees. Jy moet versekerde nederigheid wandel. Maar jy moet die boldness hê en die waarde kan raak sien om jou grondgebied proaktief in te neem en teen die vyand op te staan. As jy nie gaan besef wie jy in God is en wie God en Jesus vir jou is nie, dan gaan jy nooit die respek en die eer kan verstaan nie.
En net as jy die respek en eer verstaan van God die Vader, jy begin vir jouself respek en eer te bewys. Nie soos ek sê, dit is glad nie 'n trotse manier nie. Dis net van, ek weet nou wat my doel is. Ek weet nou waarvoor die Here my geroep het. En jy begin jou identiteit, soos ek nou gesê het, nie vasmaak op posisies en mense en dinge nie, maar regtig by die Skepper en by die bron wat jy eerstens gemaak het, dan begin hierdie ding te aktiveer. So die stemme om ons sal altyd harder probeer skree om ons te oortuig that you don't have what it takes. Maar glo vir my, ons moet dit net afsny. En dis partymal wanneer ons kruike begin volmaak met valse woorde en voices in ons lewe. Nou hoor bietjie wat sê Jeremia 2 vers 13 en ek wil hiermee afsluit net weer 'n bietjie 'n breek vat. Hy sê, "For my people has committed two evils. They have forsaken me, the fountain of living waters." Om te gaan tap by die Vader en wat sy inspraak in jou lewe is, nie? And they have earned for themselves cisterns, broken cisterns, which cannot hold water. So dit is soos fonteine, wat hulle nie meer drink van God af nie, hulle drink dit nou van brakwater, van mense af, wat mense sê ek moet wees, weet oulike mense goedertjies nie, en hulle vat kruike, wat gate in het, dan kan hulle nie dit vasvat en dit inneem dit wat die Here vir hulle wil gee. En geen wonder mense staan leeg en doelloos nie. Ons moet ons identiteit en wie God vir ons gesê het ons moet wees, vasmaak in hom en in sy woord. Ons moet eerstens respek terug hê, 'n goddelike vrees in ons lewe hê. Dan gaan ons begin 'n respek kry vir onsself en dan gaan ons begin beter besluite neem. Want dan gaan jy begin grense stel. Dan gaan jy agterkom, weet jy wat? My tyd is te waardevol om te mors op nonsens. My energie is te waardevol om net dit uit te gee vir almal wat my nie gaan waardeer nie, wat my misbruik. Ons is nie victims nie. Ja, ons moet in nederigheid verander. Ja, ons moet mekaar dien in liefde, maar ons is nie victims nie. En ons moet ophou laat die vyand van ons steel wanneer ons dink, ek moet net minder as wees, minder as. Daar is 'n fyn lyn en die vyand weet dit en dis hoekom hy ons grondgebied wil steel. Ek is nou weer terug. Welkom terug julle. Ek wil nou 'n stappie verder gaan. En nou wil ek bietjie praat oor om jou grondgebied in besit te neem. Het jy courage nodig? So, wat stop jou op die oomblik? Is dit laat jy voel jy's te moeg en jy's uitgeput? Is dit laat jy voel jy dalk nie tyd nie? Jy dalk nie genoeg geld nie? Is dit regtig wat jou stop? Of is die ding wat jou stop jouself? Jy sien, mens kry dit partymal dat mense begin verskonings maak. En dis weer eens daai wat ek van praat van die manier hoe jy dink oor jou lewe, nê? En dis letterlik partymal, jy kom dit dalk nie agter nie. Maar die verskonings is half soos jy wil simpatie hê vir jou omstandighede. So jy bly die heeltyd 'n victim van jou omstandighede, want jy het 2000 verskonings hoekom iets nie kan werk nie. Die antwoord kan reg voor jou wees. En dan gaan jy dit nog steeds nie aanvaar nie. En hoe meer verskonings jy opmaak, hoe meer simpatie kry mens nou, of wil mens simpatie kry, en dan kom jy net al hoe meer nêrens. En wat vir my ironies is, dis dan tipies hierdie tipe persoon wat ook nou sal jaloers wees op ander wat dit juis bereik. Mense wat deur moeilike dinge gedruk het en dan deur moeilike tye gegaan het, maar nou sal jy jaloers, kyk daai ou lucky is hy. Dit het niks met luck te doen nie. Want wanneer jy jou grondgebied in besit neem, moet jy een ding besef. Voor elke groot battle of oorwinning wat jy moet kry, nie, is daar eers 'n groot battle wat jy moet fight. So hoe groter die roeping, hoe groter die salwing, hoe groter gaan die battle wees. Ons kan nie wegkom
van hierdie hele konsep nie. Mense dink hulle gaan iets doen wanneer hulle lus voel. En dis nou weer eens daai human nature, nie? Okay, as ek nog lus is, dan sal ek nou met dit begin. Ag, as die tyd nou, as alles nou in plek beginne val, nie? Maar die ironie is, jy gaan nooit lus wees om dit te doen nie. Jy gaan nooit lus wees byvoorbeeld om suiker uit te sny uit jou dieettyd nie, want dit is mos nou te lekker. Jy gaan nooit lus wees net eenvoudig, jy val uit die lug uit, nou is ek lus vir oefening nie. Hoewel ek moet sê, as jy eers in 'n roetine is dit so ironies, dis of jy dan nie sonder oefeninge nie, jy begin dit te laf, maar in die begin is dit 'n struggle. Dit gaan moeilik wees. Maar dit is nou weer eens waar daai dissipline inkom. Jy moet eenvoudig net opstaan en begin. Nie omdat dit lekker is nie, nie omdat dit maklik is nie, nie omdat jy lus is nie, maar jy moet so moeg wees vir sukkel en onderdrukking, dat jy so desperaat is en te sê, Here, ek wil meer hê, ek wil my grondgebied vergroot. So gaan jy nou net nog weer 'n jaar ingaan waar jy fyn gaan wees, of gaan jy jou grondgebied in besit neem? Waaroor is dit wat die Here met jou nou praat? Dis nie noodwendig maklik nie. Inteendeel is dit partymal baie moeilik. En partymal is dit dat die Here van jou verwag dat jy iets moet neerlê. En is gewoonlik maar 'n idol daar in ons harte, nê? Maar dis eenvoudig, of jy gaan dit doen, of jy gaan nie. En alles gaan nie selfsprekend net vinnig in plek val nie, maar tog moet ek sê, wanneer die Here nou in beheer is van die ding, en jy's op die regte plek, met die regte geleentheid, die regte tyd, dan is dit juis wanneer die Here bonatuurlike deure net oopmaak, en dis amazing hoe dinge dan net in plek val, vir die wat getrou is, die wat wag, wanneer dit lyk of niks gebeur nie. En dit is dan waar die harde werk deurkom. En daai gewag, en die Here, maak nie saak wat nie, ek gaan net in u timing bly. Want God het, soos ek gesê het, alles in ons geplaas, alreeds om probleme op te los. Maar partymal is dit ons wat moet begin opstaan en terugveg. Veral as jy byvoorbeeld, en ek praat baie hieroor met my kursus van die gesonde grense, is wanneer jy 'n victim mentaliteit gehad het. En jy toegelaat dat mense jou net abuse en jou sleg behandel en jou victimiseer en jy het net nooit iets gedoen nie. Want dis ook deel van grondgebied opneem, nê? En die dag en wanneer jy besluit, nou maar, en jy begin opstaan en sê, ekskuus, ek gaan nie toelaat dat jy so met my praat nie. Ekskuus, dit wat jy doen is nie okay nie. Ekskuus, maar as jy met my wil praat, dink ek ons moet kalm raak, en as jy met my kan praat soos met respek, dan kan ek weer met jou praat. Ek meen, daar's nou klomp goed wat mens nou hier kan noem, maar dis onder andere om jou grondgebied in te neem. So, die wat hulle grond in gebied opneem, is die wat opstaan en iets doen. Natuurlik soos Joshua en Caleb is die fantastiese die beste voorbeeld wat daar kan wees. Hulle het nie net verskonings gemaak nie, hulle het gesien daar's probleme, hulle het die reuse gesien, hulle het alles gesien, maar hulle het nie na dit gekyk nie, hulle het die melk en die heuning en die groot druiwe gesien. Hulle het na dit gekyk, en dit was hulle instelling. En ook omdat hulle geweet het, die Here het dit mos vir ons beloof, so die Here gaan nie vir jou iets beloof, wat hy nie vir jou gaan gee nie. So, dit is miskien harde werk, en dit gaan bietjie dalk moeilik wees, maar die Here het vir jou alles gegee, wat jy nodig het, om dit in besit te neem, wat hy vir jou instoor het. So jy kan jaar in en jaar uit dieselfde bly, dieselfde omstandighede en verskonings uitdink hoekom dit nie werk nie. Of jy kan kies om te begin groei, te verander, eenvoudig oor te gaan in aksie, op te staan, die hulpbronne, die tyd en die geleenthede wat hy reeds vir jou gegee het, in besit te neem. Want God sal, soos ek sê, God sal nie vir jou 'n droom en 'n visie gee,
sonder dat hy vir jou die hulpbronne gegee het of die vermoë om dit te kan doen nie. Hy gee vir jou al die tools in jou grondgebied om te kan word wie hy wil hê jy moet wees. Dis nou nie te sê die hele prentjie gaan nou al vir jou sin maak nie. Maar soos jy saam met hom loop, wys hy vir jou stappie van stappie. Hierdie kant toe, daai kant toe. En dit is dan wanneer jy gaan begin kan sien, kan ervaar en beleef wat dit is. Daai vreugde en die vrede en die vervulling van God se beloftes in jou lewe. Maar jy moet gedissiplineerd wees. Jy kan nie net iets kry net so by the way nie. Jy moet committed wees. En soms moet jy jouself dwing. Ek wil nou nie dit doen nie, maar onthou, the climb is always uphill. So dit gaan altyd weerstand wees. En ja, ons is partymal in 'n battle zone met tye om deur sekere goeters te breek. Maar tot in dit is God saam met jou. Tot in dit is jy besig om te groei. Is jy besig om jou groter te word, om meer autoriteit te kry, sterker te word. En dit gee jou juist die equipment om dit wat die Here vir jou wil gee in besit te neem. Ons gaan weer so vinnige breek vat. En dan gaan ons 'n bietjie praat oor om op te staan in jou autoriteit. Ons praat nou 'n bietjie oor om jou grondgebied in te neem. En ek wil bietjie terug nou net stil staan by jou autoriteit. Ons moet leer om gesonde grensdrade te span. En elke draad wat die vyand kom afbreek het, te herbou en te herstel. Amper soos Nehemia wat die muur gaan bou het, nie? Van Jerusalem wat nou verwoes was en toe hy mos nou hierdie muur gebou. Ons moet leer wat is reg en wat is verkeerd. Wat moet ons toelaat in ons grondgebied? Wat moet ons uitlaat in ons grondgebied? Wat is ware vrede en wat wil my vrede steel en my intimideer? En dit kom gewoonlik dan natuurlik van die vyand af. En hy gebruik mense natuurlik. En dit is wat die skrif beteken. Kom ons lees 'n bietjie in Psalm. Nou Psalm 18 is baie fenomenaal. So as jy nou praat van die wapenrusting van die Here, nê, wat ons nou praat aan Efesiërs, die wapenrusting van die Here wat ons moet aantrek. En ons sal op 'n latere stadium bietjie 'n hele reeks doen oor die wapenrusting. Want hier's verskriklik amazing beginsels wat ons kan vasvat. Maar Psalm 18 gaan lynreg. En dit gaan oor die hele ding van om jou battle ready te maak, nê? Dit verduidelik van die wapenrusting wat jy moet aantrek. Wat beteken dit om 'n warrior te wees? Hoe doen jy dit? Dit gee vir jou al die inligting wat jy nodig het, maar doen ons dit? Wanneer ons het jy 'n bietjie gaan lees, wat is die wapenrusting van die Here? Trek jy hom aan? Lewe jy in dit? En dit is nou onder andere jou die borswapen wat jou hart beskerm, jy het die helm wat jou gedagtes beskerm, jy het die swaard van die woord wat jy die waarheid, die duiwel mee terug mee steek, kan ek sê, en jy vernietig elke leuen met die woord. Jy het die shield wat jy die pile van die vyand vernietig. Jy het die skoene wat op die fondasie is van God se gospel en die waarheid en al die goed is simboliek. Maar kom ons lees bietjie in Psalm 18 vers 32 tot 34. The Lord is good. O ja, dis die belt van waarheid, nie? Wat ek nou amper gemis het. Maar hier praat hy van the Lord girds me with, en dan wat is dit? Strength, and makes my way perfect. So, as ons weer die belt is die belt van waarheid. En nou sê hy, he girds me with strength. So die waarheid is jou krag. So dan as jy weet waar die waarheid is, dan kan jy baie maklik die leuen onderskei en jy jaag vir hom, né? He makes my feet like hinds feet, able to stand firm and make progress on dangerous heights and testing and trouble. Hoekom? Want jy staan op die fondasie van die waarheid van sy woord. He sets me secure upon my high places. He teaches my arms to war so that my arm can bend a bow of bronze. En ons gaan nou later meer, soos ek sê, stil staan oor die wapenrusting.
Maar ons moet God se wapenrusting aantrek om ons te beskerm en toe te rus vir die geveg vir ons grondgebied, wat op die ou ende eintlik is, maar 'n fight for God's kingdom. Want onthou, ons veg dit nie vir onsself nie. Hierdie grondgebied wat ek die hele tyd van praat, dis nie ek en ek nie. Nee, dis die grondgebied wat deel is van die koninkryk van die Here, en as ons almal set apart is en ons almal bou ons grondgebied om goddelike beginsels te volg, dan gaan ons almal in eenheid staan om God se koninkryk te bevorder. So die oomblik wat jy wil opstaan om die vyand te as jy begin opstaan en die vyand kom met sy intimidasies en sy vrese, is dit so belangrik om dit te kan sien wat die waarheid is. Want dit is waarop jy gefondameer moet wees. Want hy sal dadelik sê, wat gaan mense sê? Wat gaan hulle van my dink? Maar weet jy wat? Ek wil vir jou sê, who cares? Wie is hierdie mense? Ons moet net worry wat God van ons gaan dink. Wie gee om wat mense van jou dink? As jy opstaan vir die waarheid, dan staan jy op vir die waarheid. En dis weer eens wat ons moet besef in ons comfort culture. Dis te maklik om net saam met die groep te gaan, né? Nou hoor wat sê Psalm 118 vers 6. Hy sê, the Lord is on my side. I will not fear, né? What can man do to me? So baie keer het ons 'n vrees van mense in ons lewe, maar is jy bereid om partymal bietjie onpopulêr te wees, om op te staan vir die waarheid? Want dit gaan jou verseker iets kos. Dit gaan uncomfortable wees. Mense gaan nie noodwendig van jou hou, wanneer jy God se waarheid in totale purity verkondig sonder enige verdraaiings nie. Want baie keer is die woord afgewater om mense se ore te streel. Nou in Spreuke 29 vers 25 sê, the fear of man brings a snare, but whoever leans on trust in and puts his confidence in the Lord is safe and set on high. Om op mense te vertrou en mense se eer eerder na te strewe as goddelike eer en vrees, gaan verseker 'n vervloeking in jou lewe bring. En dan doen jy dit aan jouself, want jy kies mense bo God. Jeremia 17 vers 5 sê vir ons, thus says the Lord, cursed with a great evil is the strong man who trusts in and rely on frail man, making weak human flesh his arm, and whose mind and heart are turned aside from God. Julle, dis hartseer, maar ons doen dit. So om by ware seën en oorwinning uit te kom, moet ons oor die vrees van mense kom. Ons vrees vir die Here moet groter wees as die vrees van enige mens. En ek wil net gou vir ons hierdie een versie lees en nog gaan so laaste breekvat is in 1 Tessalonisense 2 vers 4. But thus, as we have been approved by God to be entrusted with the glad tidings, so we speak not to please men, but to please God, who tests our hearts, expecting them to be approved. So omring jou met mense wat lief is vir die waarheid van God se woord, sodat ons teen die liste en die verdraaiings van die vyand kan staan. Laat ons nie saamgesmee word en die leuns en die verdraaiings gaan glo van die vyand nie. Laat ons as 'n gemeenskap by mekaar kan leer en sê, o suster, daai teaching klinkie vir my so lekker nie. Kom ons gaan kyk wat sê die Bybel. Onthou, ons moet alles terugbring. As jy nie iets op die fundament van God se woord plant nie, en jy byvoegsels en sê, o nee, dis nie eintlik wat daai vertaling sê nie, daai sondetjie is eintlik dit en dit, so dis nou nie eintlik meer sonde nie, want hulle het dit verkeerd vertaal, twak, twak, twak. Die woord is die woord. Ja, ek weet daar's partymal mistranslations, maar nou deesdae is daar 'n ding van, daar's tot 'n teaching wat sê Jesus het nie eintlik dood, hy is nie eintlik opgestaan nie. En dan is daar 'n teaching wat hy is nie eintlik deur 'n ma gebore nie. En mense kan enige iets sê, maar glo vir my, die woord is die woord en hy staan vir homself.
Ons gaan gou net so laaste preek maak. En dan wil ek 'n bietjie praat oor entitlement en hoe dit ook partymal ons kan keer om deur te preek. Julle, en nou wil ek net 'n bietjie afsluit en dis die laaste onderwerp wat ek vanoggend met julle wil bespreek. En dit is entitlement. En seker trots kom saam met dit. So wanneer ons nie ons roeping en ons identiteit vasmaak in die Here nie, wat ek nou nog gesê het, ons moet dit daar gaan soek, beïnvloed dit dan jou uitkyk oor die lewe en hoe die dinge lyk. En dit is ook hier waar ons oorgaan in human wisdom. Nie noodwendig mense om jou se wisdom, maar jou eie wisdom somme, nie? Wanneer mense nie in nederigheid afhanklik is van die Here nie, dan kom daar trots en eie sinnigheid in. En dit veroorsaak partymal entitlement en selfsug. En jy dink jy het die reg. En dit is dan 'n hele denkwyse van dinge moet gebeur op my tyd soos ek en dis demanding. So 'n persoon is verskriklik hard op almal en alles om hulle. Hulle is prideful, hulle is arrogant en daai sal jou salwing en jou roeping vernietig. Dit maak 'n deur oop waar jy die heeltyd jouself ook vergelyk met ander mense en wat hulle het en eer en roem en al hierdie dingetjies wat ek nou gesê het wat ons moet afsny in ons lewe. En dan die volgende ding wat inslip is envy en jealousy. Want entitlement sê ek eerste. Ek moet geëer word. Ek moet raak gesien word. Ek moet gelukkig wees. Ek moet geseënd wees. En die oomblik as iemand anders te geseënd is of dit gaan goed met, dan is ons dadelik jaloers, want dit gaan net oor my selfsugtige begeertes. Nou hoor bietjie wat sê Spreuke 14:30 en ek wil hierdie baie mooi uiteensit, want ons moet verstaan dat ons hierdie goed moet afsny, want baie keer is daar jaloesie in ons lewe en ons weet nie wat se root nie. Die root is eintlik pride en entitlement. Want laat ek dit voor ek die skrif lees. As jy entitled is, dan beteken dit jy's nie dankbaar wat jy het nie. Dis die opposite van thankfulness. Nou is jy meer, jy's demanding, jy wil meer hê. So dit wat jy het, is jy nie tevrede mee nie, en nou wil ek meer hê. Wat eintlik maar baie entitled is. So, Spreuke 14:30 sê vir ons, a calm and undisturbed mind and heart are the life and health of the body. So daar's ons antwoord. Wil jy lewe hê en wil jy health hê? Wees kalm en jy moet 'n undisturbed mind hê. Nou maar wat disturb your mind and heart? En dit is wat die volgende deel sê. But envy, jealousy and wrath are like rottenness of the bones. So jaloesie sal altyd onenigheid bring. In jou lewe, as jy iemand kry en daar is jaloesie, dan gaan jy nie in verhouding kan staan nie. Dit breek verhoudings in alles en almal om jou. In Jakobus 3:16 sê dit ook vir ons, for wherever there is jealousy, envy and contention, en dan sê ek rivalry and selfish ambition, nee, there will also be confusion, unrest, disharmony, rebellion, and all sorts of evil and vile practices. So ja, dalk is jy ambisieus, nee, maar hy praat hier van selfish ambitions. Maar ten koste van wat is ons so ambisieus? Is dit 'n ambisie om God in alles te dien, of is dit 'n ambisie om sukses na te jaag? Baie keer is dit uit 'n hart van verwerping, wat voel dat jy vir die wêreld iets moet bewys. Nou die vraag is, vir wie wil jy wat bewys? En nou wil ek vir jou sê, glo my, they don't care. Nou jaag ons die applous van mense na. En dan? Nou het jy het gekry, wat dan? So entitled mense jaag net die hele tyd soveel dryf, nê, om net meer te hê en net meer bymekaar te maak. Dit is hierdie
put wat geen einde het nie. Jy soek en soek, maar jy word nooit vervuld nie. So, jy wil die heeltyd dinge druk en hê buite sy tyd. En omdat jy dit buite die seisoene soek, dra dit dan nie die vrug wat dit moet dra nie. So dit is selfsugtige instellings wat die begeerte van jou hart is om dinge nou buite sy tyd in besit te neem. En dis hoekom daar unrest is. Dis hoekom daar disharmony is. Dis hoekom jy nie in rus kan wees nie. En dan sê jy daar's 'n rebellion. Hoekom is daar nou rebellion? Want die Here gee nou nie vir my dit nou nie. En die Here dit en nou wil jy die Here blameer. In die meantime is jou hart evil. Want jy's entitled en selfish. So wat is die teenoorgestelde? Kom ons kyk bietjie Psalm 37 vers 4. Delight yourself in the Lord, and He will give you the desires and petitions of your the secret petitions of your heart. So jy sien, entitlement bring die hele tyd, soos ek sê, onrustigheid. En dit steel jou harmonie. So ons wil so graag in God se vrede wandel. Maar dan moet ons eers ons selfsugtige begeertes neerlê. Nou in Filippense 4 vers 7 sê dit vir ons. And God's peace. Nou dit is daai vrede wat ons wil hê. Nou hoor net bietjie wat sê hy, wat's God's peace. Shall be yours, that tranquil state of a soul, assured of its salvation through Christ. Nie jou eie salvation nie, nie jou eie plannetjies nie. Salvation through Christ. And so fearing nothing from God. Jy het nie vrees vir mense nie, jy het nie vrees vir mislukking nie, jy het nie 'n vrees dat jy dit nie gemaak nie, jy vrees net die Here. And being content with its earthly lot, om tevrede te wees met dit wat ek nou het, dankbaarheid. For whatever that is, that peace, which transcends all understanding, shall garrison and mount God over your heart and mind in Christ Jesus. So die dag as jy begin in dankbaarheid lewe, jy lê jou eie selfsugtigheid, jou entitlement, jou jealousy en jou envy neer. Dis wanneer jy begin om die vrede en die vreugde oop te sluit in jou lewe. Jy sien, die wêreld sal jou altyd probeer oortuig dat jy meer is. En dat jy eintlik onvervuld is. En jy moet meer soek en jy moet hierdie dinge en daai dinge en dan gaan jy vervuld wees. En dis 'n leuen. Maar soos jy jouself verneder, jou eie aardse begeertes neerlê, en God eerste plaas en sy gees volg, dan begin jy weer in daai harmonie te kom. En dan kom die goddelike rykdom in jou lewe. Dis eenvoudig net nie die moeite werd om jou eie hardkoppige, selfsugtige idees te volg nie. So vra vandag, as hierdie dalk deel is van jou lewe, vra vandag vir die Heilige Gees, om dit opnuut vir jou te kom oopsluit, om jou skoon te kom was, en te lei na die lewende waarheid, wat nooit opdroog nie, wat vervulling bring, wat harmonie bring, wat vrede bring. Moenie meer die leuen van die vyand volg, wat gaan oor performance nie, maar lewe in harmonie, in rus en met vrede met dit wat die Here vir jou het. Al is dit baie, al is dit min. Want die besittings beteken niks, dis maar net 'n byproduk. Dis maar net 'n means to a end. Die kar is 'n means to the end. Die huis is 'n means to the end. Dis alles aardse goed, julle. Op die ou ende gaan dit meer oor jou kinders se siele, jou man se siel, jou siel, mense om jou se siele. Mag ons weer ons fokus op dit plaas. Ons gaan so vinnig 'n breek vat. En dan gaan ek net so vinnig saam met julle weer deurhardloop oor al die punte wat ons vandag bespreek het. Ek is nou weer terug. Dit was weer so lekker om vanoggend hierso saam met julle te kuier. En ek wil net die paar punte vasvat wat ons vandag bespreek het. So jy kan dit gaan stadig probeer lees, dan kan jy dalk dit neerskryf. Eerstens, dis nie wat jy
is wat jou terughou nie. Dis wat jy dink wat jy nie is nie. Nommer 2. Daar is geen maklike manier nie. So om by dit uit te kom, wat jy wil sien aan die buitekant, moet jy eers transformeer wie jy is aan die binnekant. Nommer 3. Meeste mense wil die gemaak hê van verandering of van sukses, sonder om die ongemak van verandering te aanvaar. Nommer 4. Die vyand wil jou verlei deur jou natuurlike begeertes en jou swakheid. Nommer 5. Soos ons menslike natuur neerlê, kry ons goddelike autoriteit om op te staan in jou roeping oor dit wat oor jou lewe geplaas is. Nommer 6. The honor unlock the anointing. So die eer sluit die salwing oop. Nommer 7. Jy moet verseker in nederigheid wandel, maar ook bult genoeg wees om jou grondgebied in te neem en proaktief teen die vyand op te staan. Nommer 8. Mense dink hulle gaan iets doen wanneer hulle lus het om iets te doen, maar die ironie is, jy gaan nooit lus wees nie. So jy moet eenvoudig net opstaan en dit beginne doen. Mens noem dit dissipline. Nommer 9. Is jy bereid om onpopulêr te wees en op te staan vir die waarheid en jou grondgebied in te neem? Al intimideer die vyand jou. En nommer 10. Jaloesie en entitlement sal jou vrede en jou destiny steel. So maak 'n wilsbesluit om die jaar deur te breek. En elke houvas en stryk wat die vyand gespan het, te breek, sodat jy in oorwinning kan lewe. Die woord sê vir ons dat ons moet soek. So hou aan soek, hou aan vra en hou aan luister. Mag die Here vir jou openbaring gee oor dit wat jou terughou, sodat jy elke vloek kan afsny. Jesus het vir ons gekom om nie meer onder die vloek te wees nie, maar as gevolg van intentionele sonde en ongehoorsaamheid veroorsaak dit dat ons weer terugval. So besluit vandag, Here, en ek wil sommer net ook, ek gaan nou saam met ons bid, maar mag dit vir jou ook 'n dringendheid in jou gees hê, om te sê, Here, ek wil klaarmaak met hierdie goed, ek gaan nou ophou om vas te hou aan al hierdie goed wat my wil vashou, sodat ek nie in oorwinning kan lewe nie, en ek gaan so vinnig saam met julle bid. Here, ek bid, en ek bring elke luisteraar vanoggend na U toe. Here, ek bid, waar ook al, elke mens is wat nou sit en luister, mag U deur die Gees kom, en hulle harte net weer bietjie kom stil maak. Al daai stemme wat hulle wil te mekaar maak, stemme van vrees, van intimidasie, elke leuen van die vyand, Here, laat dit expose sal word. Here, gee vir hulle insig en goddelike wysheid om dit te sien vir wat dit is. Gee vir hulle ook die vermoëns om hierdie stemme af te sny, af te breek en dat hulle dit nie meer verder sal volg en sal glo nie. Stemme van intimidasie van jy's nie goed genoeg nie. Stemme wat heeltyd sê maar jy gaan nooit in oorwinning lewe nie. Jy gaan maar net altyd so sukkel. Jy gaan altyd met depressie sit. Jy gaan altyd alleen wees. Jy moet jou lewe neem. Al hierdie leuns van die vyand, ons kom nou teen dit in die naam van Jesus. Here, en ek bid dat U nou vir hulle deurbraak sal gee. Amen. So kom kuier weer volgende week. Volgende week gaan ons 'n bietjie praat van hoe om in tevredenheid te wandel. Want julle op die ou end is dit wat ons soek. Ons soek contentment. En dis hoekom ons al hierdie ander fake goed najaag, want ons dink ons gaan vir ons contentment gee. Al die likes en die followers en die wat op social media. En dis die laaste plek waar jy contentment moet gaan soek. So jy kan gerus volgende week weer inskakel, nooi ook 'n vriendin om saam te luister hier elke woensdagoggend van 9 tot 11 op Hartklank, saam met Lisel van Sail. As daar van die enige van die vorige opnames is of van die wat jy weer wil luister, is jy welkom om te gaan loer daar op my webwerf
op yourdestiny.org.za. Daar is al die potgooi of is eintlik op YouTube gelaai, is nie eintlik 'n potgooi nie, op YouTube gelaai, al die opnames is daarop gelaai, al die vorige reekse is daarop gelaai, so jy kan op jou eie tyd dan daardeur kyk. Ek gooi dit ook op my Facebook, wat dan Your Destiny is, en dit sal ook op die Instagram verskyn van Your Destiny, Your Story, so julle kan gerus 'n bietjie daar gaan kyk. Mag julle 'n wonderlike dag verder hê, en mag die seën van die Here saam met jou wees, sodat jy kan deurbreek om volkome te lewe. Ek praat weer volgende week met julle. Totsiens.